Dat wij die begin in die rede gesê, in die hemelse laste, Here, en die rol dat die sê, en die rol dankbaar is ons vanmorgen, omdat ons weet, ons dien 'n magtige God, 'n heilige God, alomteenwoordig. Heilige Gees, daar staan die diensluister vanmorgen. My gebed is vanmorgen, Here, jy het al rede met haar gedeel, Here, en ek weet, Here, sy staan nie per toeval daar nie, maar ons is uitgekies van hier vanmorgen, en ek sê baie dankie van die God, sy salving wat op haar rus vanmorgen, wil bid, Here, vir elke getuienisdraer vanmorgen, en wil bid aan die Gees van die Here, die sal loop, soos 'n stroom van lewende waters, wat uit ons binneste vanmorgen, gaan vloei van Here. Heilige Gees, dankie Here, vir alles wat gaan plaas van Here, wat ons weer die Bybel sê, weer oor het hoor wat die Gees van God vanmorgen aan ons te sê, Here, daar is die boodskapper, Here, hy het gekom om die woord te kom gee, net soos die Here dit aan hom verleen het, maar ek weet, is iemand, Here, wat die kruik van God het vanmorgen, en die kruik moet breek, sodat die Roma, vanmorgen, Here, is die Gees sal gee, van God se heiligheid vanmorgen, sê vir vanmorgen, baie dankie, Here, baie dankie vanmorgen, wat ons weet, Here, ons kom kinderlik vanmorgen na hier toe, Here, om net te doen, dat het wat die Here God vanmorgen van ons verwag, kom sien ons nou verder, in Jesus se mooie naam, amen en amen. Nou, ons staan op die voorkant, of op die punt van die einde van hierdie jaar. Ons stap vinnig nuwe jaar, na 'n nuwe jaar se kant toe. As 'n mens nou, die genade van die Here, dit sal maak, maar as ons so terugblik gee, oor die jaar 2025, wat nou in deze kant toe loop, dan kan ons sê, Here, ek het 'n dankbare terugblik. Ek is dankbaar, Here, want dit was 'n jaar wat ek gestap het, wat dit nie net goed gegaan het. Ek het uitdagings gehad, maar ek het dit geoorkom. Ek het dit geoorkom nie omdat ek so spesiaal of so slim is, of so ryk of so mooi is, of wat ook al die geval mag wees nie. Maar ek het dit alles geoorwin deur die genade van die Here. Ek dink as ons mekaar raad gee wanneer dit met iemand nie so goed gaan nie, dan gee ons raad. Maar as die Here raad gee, dan kan ons maar weet, hy raad kan ek vat. Jesus sê in sy woorde, hy sê, hy gee vir ons hierdie raad, met die of met die doel daarop gemik dat hy weet van alles wat ons deurmaak. En alles wat ons deurmaak, het hy self al deurgemaak. Daarom sê hy vir ons aan die rekoordigter, hy sê ons moet volhard. Hy sê ons moet volhard in die stryd. Ja, die pad is smal en nou, maar ons moet by die Here hou. Nou is dit die raad wat ek vir u gee nie. Want as ek vir die raad gee, het gaan môre met my dieselfde soos wat dit met u gaan, dan sê ek wil niks hoor nie. As jy nie self deur die pad gegaan het nie, dan moet jy stil bly. Maar as die Here raad gee, daarom kan ons sê, hy sê ons moet volhard. Hy sê ons moet volhard. Hy sê ons moet volhard. En die stryd. Good.
Wat ons het om in sy teenwoordigheid te kan wees. Dankie vir die Here vir die jaar wat hy vir ons deurgedra het. Ons weet dat dit is ons laaste diens vir die jaar. Ek wil vanmôre elke ene verwelkom. Iemand vanmôre uself in die Here ingeniet. Ons gaan nie vanmôre kyk na musiek en alles, ons het stemme gekry, ons het hande gekry, ons het alles gekry van die Here. En met alles wat ons sê, die Bybel sê ons moet die Here loof en prys met alles wat binne in ons is. So vanmôre is ons hier om die naam van die Here groot te maak. As u weet, jy is hierso vir een doel om sy naam op te lig, dan gaan ons vanmôre net dit doen. Ons is hier om vir mense te wys of vir mense enige ding te sê nie, maar ons is hier om die Here te verheerlik. En die Bybel sê as ons hier is om die Here te verhoog en te verheerlik, is net hy wat die eer moet kry. Amen. Vanmôre lees ek so die woord en die gedagte wat by my kom,
Samuel, toe die Here vir Samuel roep en met Samuel praat, het hy nie geweet dat dit die Here is nie. En Eli sê vir hom, as hy weer na jou roep, dan moet jy sê, Here, u diensknegt die luister. Ek wil vanmorgen net dit lees wat vir my bemoedig dit. Dan moet jy sê, Here, u diensknegt luister. Want die Bybel sê, Eli het geweet hoe hy so, hy bly na my toe kom en dink dit is ek wat hom roep. Now Samuel did not yet know the Lord. Neither was the word of the Lord yet revealed unto him. So Samuel het nie die Here nog geken nie. Hy het weet van die Here en omdat hy jong was, het hy nog nie God geken. And the word was not revealed unto him. It is important to know the Lord. It is also important that the word of God be revealed unto us. So, as die woord aan ons gereveal word, sê dit vir my, ons moet 'n verhouding met hom het. En die gedagte wat my besoek vanmorgen, hoe nader jy aan God beweeg, hoe voel jy, hoe minder ken jy van hom? Hoe dieper jy gaan, hoe lyk het vir jou, hoor jy so, ek het hom nog nie geontmoet nie. So it means every time when we go near unto him, he will reveal himself unto you. So it is important that you know God. But I know also, you can know him yesterday, you can know him today, and you can know him now or tomorrow. But he will always reveal himself unto you. He will always reveal the word different unto you. So be blessed this morning and enjoy the service, and the Lord bless you. Amen. Die woord hier uit gaan toe dan ek en die koor die ons weet dat ons in lastig toe dan dit aan die koor wat sê die woord ek kan sê elke dag as 'n mens na die Here toe gaan dan vind jy uit ek weet eintlik dink ek aan die koor dat hulle sê every day with Jesus is sweeter than the day before. Want elke dag ontdek ons iets nuut. En elke dag leer ons iets nuut. Van 'n skrif wat ons elke dag lees of goed ken of kan recite. Maar dan leer 'n mens elke dag iets nuut. Kom ons staan. Ons staan vir 'n skootjie. Ons wil ek voor boonste daar aan dat ons die Here 'n bietjie loof. 'n bietjie wyte gee dat ons 'n bietjie uitdruk en die Here 'n bietjie sonder om te vra, sonder om te kla. Ons net sy naam loof. Want sy naam is werd om geloof te word. Sy naam is werd om geprys te word. Kom ons gaan vir 'n skootjie stryk. Sy naam is soos balsam vir my. Jesus, 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 say
Zijn naam is wat valse verleid. Zijn naam, halleluja. Hallelujah.
begin of reign, Jesus. You are the first and the last. The beginning and the end, Jesus. It's Jehovah our Savior. It's Jehovah our refuge. Our stronghold. Jesus, forever master. We worship you. I love you, Lord. Decided to do in the life of your children. Bless my tongue and lips as I praise you, as I worship you. Wat sal ons geworden zijn van die dingen? Wat is hier voor ons? Wie kan vanmorgen tegen ons wees? En ons antwoord vanmorgen. Ons het rede om u te antwoord. Ons het rede om uw naam op te lichten. Ons het rede om uw naam groot te maken. Want Heer, as ons dan van die goedheid van u, dan weet ons vanmorgen, Heer, u trek de laar rondom u volk vanmorgen. En ons roep uit tot u die machtige God, u God van Israël, u God van Abraham, Isaac en Jacob, u God wat vanmorgen in onze midden is. Hy wat ons so lief het. Baie dankie vir die onwaarskynlike liefde. En ons sê vir u baie dankie vanmorgen. Ons weet vanmorgen om die naam op te lig. Ons weet vanmorgen om die naam groot te maak. Die is die nieuwe Judas-stam. Die wortel en die stam van Isaai. En Here, hy is wonderbaar vanmorgen. Wie kan met die vergelyk word? Dankie, machtige koning, groot en gedigte God van Israel. We worship you, Lord. We worship you, Savior. We thank you, Jesus. Thank you, my Lord and my Master. Through it all, you were with us, Lord. Blessed be your name, hallelujah. Blessed be your name, Son of the Most High. We adore you, Lord. Waarmee sal ek u kan vergelde? Vir al die weldade, liewe Here. Hy is wie hy is. Hy deel sy eer met die bandy. Ek hierdie Alpha en die Omega. Blessed be the name of the Lord. Prince of Peace. What a wonder you are. Oh, thank you, Jesus. Thank you, my Lord.
Wat vir my so kostelijk Thank you, Jesus. Die Bijbel sê, hy roep vir Samuel. Oh, thank you, Lord. Toe Samuel die Here nog nie ken. Ek wil vir u bemoedig vanmôre. Kinders van die Here, ons het ons kinders groot gemaak. En hy sê, alhoewel Samuel met geboorte toe 2 jaar oud was, sê maar ek beloof en ek sal hom weer aan u die Here teruggee, ek sal hom toewy aan u die Here. En so het ons kinders toegewy aan die Here, toe hulle ingeseën word, so het ons hulle groot gemaak in die huis van die Here. Maar so het hulle soos ons ook maar gemaak het, weggedwaal op 'n stadium. Maar ek wil sê, in die tyd wat hulle die Here nie ken nie, roep die Here na hulle. Ek wil sê, in die tyd wat hulle sy stem nie herken nie, dis vir my kostelik. Kinders van die Here roep nie na ons gelowiges net en reveal 'n woord aan ons nie. Die Here roep diegene wie hom nie ken nie. As hy nie wonderbaar vanmôre. Dan kan ek sê, hy is die lelie van die dale. Hy is die blanke ster. Hy is die soetloos van Sharon. My God kan vir ons alles doen. Oh, yeah. Hy is die lelie van die dale. Hy is die blanke ster. Hy is die soetloos van Sharon. My God kan vir ons alles doen. Oh, yes. Hy is die lelie van die dale. Hy is die blanke ster. Hy is die soetloos van Sharon. My God kan vir ons alles doen. Hy is die lelie van die dale. Hy is die blanke ster. Hy is die soetloos van Sharon. My God kan vir ons alles doen. Hy is die lelie van die dale. Hy is die blanke ster. Hy is die soetloos van Sharon. My God kan vir ons alles doen. Oh, yeah. Hy is die lelie van die dale. Hy is die blanke ster. Hy is die soetloos van Sharon. My God kan vir ons alles doen. Oei! Hy is die vir ons alles doen. My God kan vir ons alles doen. Hey! Hey, is Lord. Kan vir ons alles doen. My God kan vir ons alles doen. Hey! Hy is die lelie van die dale. Hy is die blanke ster. Hy is die soetloos van Sharon. My God kan vir ons alles doen. Op my bors slaan en sê, my God, ek eien dit is my God. Maar as ek op sy naam roep, dan neig hy sy oor, dat hy tot my hulp geroep. Dit is my God, ek is so ontrou, maar hy verberg nie sy aangesig vir my nie. Dan kan ek sê, my God kan vir ons alles doen. Terwyl ek in gedagte hou, dat
it on my terms. So ek sal moet soms moet wag. En die waiting period is nie aldag 'n lekker period nie. Maar as my God vir my deur gekom het, as hy my geantwoord het, dan kan ek sê, ek wil nie loof onder die volk. Ek wil nie praat onder die volk. Hy is te hoog. Ek wil nie loof onder die volk. Ek wil nie praise onder die volk. Ek wil 'n psalm sing, tot eer van sy naam. Ek wil nie loof onder die volk. Ek wil nie praise onder die volk. Ek wil 'n psalm sing, tot eer van sy naam. Onder die volk, ek wil nie praise onder die volk. Ek wil 'n psalm sing, tot eer van sy naam. Ek wil nie loof onder die volk. Ek wil nie praise onder die volk. Ek wil 'n psalm sing, tot eer van sy naam. Ek wil nie loof onder die volk. Ek wil nie praise onder die volk. Ek wil 'n psalm sing, tot eer van sy naam. Ek wil nie loof onder die volk. Ek wil nie praise onder die volk. Ek wil 'n psalm sing, tot eer van sy naam. Ek wil nie loof onder die volk. Ek wil nie praise onder die volk. Ek wil 'n psalm sing, tot eer van sy naam. Ek wil nie loof onder die volk. Ek wil nie praise onder die volk. Ek wil 'n psalm sing, tot eer van sy onder die volk as hy klaar vir ons deurgekom het. Maar het eintlik 'n geheim is om te kan loop wanneer hy nog nie deurgekom het. Wanneer 'n mens voel hy is platgeslaan, dan moet 'n mens kan loop. Ek wag vir die eerste ene. Ek dink ek het so, mens kan maar soms so redeneer met die Here. Jy kyk na die toestand van die huis van die Here. En jy kyk soms so rondom jou, is seker maar weer weg nie. Maar jy kyk so rondom jou, en dan lyk dit altyd asof dit so goed gaan by ander plekke. En jy begin wonder, en jy begin vra, en jy begin opdra vir die Here. Want ek dra gewoonlik op voor die Here en ek sê, Here, ek nodig net 'n musikant. Ek nodig net 'n musikant, Here. En die ryding moet net reg is. Daar toe ek met die evangelie, wat hom weer, terwyl dit nog dag is. As ons kan kyk waar ons leef, nag is op pad. Ons moet nou werk, terwyl dit nog dag is. En dan ek het so hier, kom op my na my kant toe. En die wat dit het is heeltemal brekerig. En as hulle brekerig is, dan gaan ek weer na die Here toe. En dan besef ek later, nee, dit is ook die woord.
om te doen nie. As die eerste hier op sy. Amen. My begroeting is in die wonderlike naam van die Here. Elke pastoor, Godsman, elke godsvrou, elke kind word begroet in die naam van die Here. Ek wil julle bemoedig vanmôre. Jy weet daar wat ek dien. Dat is die getuienisse nie. Daarom is 'n program wat ek doen. En hier kry jy geleentheid om te getuig. So ek het 'n dankbaarheid vir die Here. Ek kan die Here sê dankie vir getuienisse diens. Amen. Amen. Ek sê vir die Here dankie vir jou en dankie vir pastoor. En dis wat my tot dusver bring het tot hier. En ek sê vir die Here dankie vir genade. Ek wil vanmôre sê soos 2 Konings 4:26 gaan dit goed met u. Ten spyte die situasie, ten spyte wat jy deurmaak, ten spyte die dooie by die huis is, die vrou het 'n dooie by die huis gelos. Soms los ons dinge by die huis. Maar wat sê jy, as ek mense jou vrou gaan dit, dan het ons kinders van die Here. Kom, baie complaints. Ja, jy weet mos hoe gaan dit. Jy weet mos my kind dien nie die Here nie. Jy weet my man dien nie die Here nie. Ons het baie complaints. Maar die vrou, sy los die dooie by die huis. Sy los die dooie by die huis. Omdat hy weet, die Here is hy. Hy sê, waar jy gaan, niks sal jou ontbreek nie. Sy staan op. Sy sê, die man van God, vrou, hoe gaan dit met jou kind? Eerste ding, dat gaan goed. Hoe gaan dit met jou man? Dat gaan goed. Dat gaan goed. Automatisch toe met God. Dat die verandering bring in haar lewe. The changes happen when you start talking positive things. Nou en dan praat ons negatieve dinge, dan vergeet ons wat die Here gestoor het vir ons. Omdat God daar mindset gesien het, kon God vir die verandering bring in haar lewe. Daarom wil ek vir julle vanmôre bemoedig. Ten spyte wat die jaar ons hier gehou het, ten spyte wat die opdrags gewees het, ten spyte wat jy deurgemaak het, baie die lekker begin nie, ook die gaan nie lekker eindig nie, maar staan op God se woord en sê dit gaan goed. Dit gaan goed. As dit goed gaan met jou, gaan dit goed met jou familie. As dit goed gaan met die godsmanne, gaan het goed met die kerk. As het goed gaat met die godsman, vrou, dan gaat het goed met haar man en met haar kinders. Mag die Here julle help. Change your mindset in 2026. As jy daaraan breek en sê, dit gaan goed. Los my dooie by die huis. Los dit wat agter is. Los dit sê, Paulus sê so, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek strek my nou hoor dinge. En ek wil jou vanmôre, die kerk bemoedig. Laat het goed gaan met jou. Laat het goed gaan met jou familie. Laat het goed gaan met u vanmôre en die Here seën. Hy wil sê vanmôre, hy sê wie het geglo dat ons verkondig is. En wie as die arm van die Here geopen is. Hy sê soos 'n woord vir sy aangesig gespreek. En soos 'n droë wortel. Ek wil vanmôre die kerk van God groet. Ek wil vir die Here sê baie dankie. Ons het gehoor gaan dit goed. Ja, dit gaan goed vanmôre. Want die Here is hier vanmôre. As dit met jou goed gaan, dan iemand na vore kom vanmôre. Amen. Die Here is hier so. Amen. Ons kan nie van ver af kom en kom sê jy niks. Jy moet iets sê. Ek het ook graag gebid, maar ek wil nog iets sê. Amen. Want die Here het my losgemaak, die Here het my vrygemaak. Ek dink een keer dat ek vir iemand gesê, ek gaan na die suster toe sê, suster wil nie wat vir my nie. Die suster sê, kom hier net agter die pak goed uit. En ek het agter die pak goed uitgekom. Omdat ek
ek die Here wil dien. En dat ek wil voorspoedig is in hom. So as jy nog vanmôre agter die pad goed kon net uit vanmôre. Kom net uit vanmôre. Die Here is op die plek vanmôre. Amen. Nou ek het vanmôre 'n dankbaarheid teenoor die Here. As ek kyk na Rut en Naomi. Maar dan was 'n ander ene ook, die willekeurige ene. Die ene wat nie so desperaat gewees het om na by die godsvrou te beweeg nie. En jy kry van hulle in die huis van die Here, you're not desperate to serve God. Jy moet desperaat raak vanmôre. Jy kan nie nog as jy 'n business mens is, as jy nog nie, jy's nog met jou dinge te doen. Jy kan nie vanmôre nog wel agter toe skuif nie. Jy moet vorentoe beweeg. Rut het by haarself gesê, sy sê ek gaan die vrou, ek gaan aankleef by haar. En hoekom het sy by Naomi aangekleef? Want sy het die godheid in Naomi gesien. Nou as jy vanmôre na jou godsvrou kyk, en sy is nie by die Here nie, dan kan jy nie by haar aankleef nie. Nou ons kleef aan, want regte medisyne kry. Daar wat ons nog pak slaag kry. Daar wat ook vir ons gesê word, kyk dit nie so nie so. En dit het hierdie Rut gevolg. Sy het nie gehoor nie van 'n man, want sy het nie geweet wat gaan daarvoor aangaan. Net God het geweet wat gaan daarvoor aan. Maar omdat sy die godsdienst gesien het in hierdie vrou, het sy vraag gesê, ek is desperaat om met jou te gaan. Ek is desperaat, soos ek vanmôre, ek dink, daar was 3 mense wat desperaat gewees het om saam met ons hier te wees. They were desperate. Because hulle het geweet, wat gaan hulle kom kry, Suster Roos. Ek het vanmôre gesê, die kruik moet op iemand gebreek word. En die arome wat hier gaan uitkom, jy gaan nie kan regstaan. Amen. Want God se krag gaan so beweeg, gaan jy nie weet waartoe. En dit is die krag wat in Rut gewees het. Toe sy met haar skoonma beweeg het, en so ver soos sy geloop het, ek dink het sy nou en aan die ouma ook opgehelp. Jy kan maar as ons oud word, jy jou knikkop, want nie weet nie. Dinge van net langs die pad, nie lekker nie. Maar sy het geweet, hier is gezondheid. Hier is gezondheid. Ons moet gezond hou. By gezondigheid moet ons vasthou. Jy kan nie wegdwaal nie van as ons kyk hoe lyk die wêreld hier buite. Maar kyk hier, die vrou, sy was desperaat. En dit het tyd geword desperaatheid. Want die tyd van die jaar, jy kry mos 11 maande Christene. Was dat, ek sê vir ons het by die 9 November kom en hulle die bonus gekry. Hulle verloor tot hulle huise. Hulle adres te ry. Ek sê sommer hulle huise, want hulle kom nie, hulle die hele Desember kom hulle nie huis toe nie. Hulle het hom verloor die huis. Nou kom jy January, dan kom jy in, like jy is nou die bos van die huis. Maar jy weet wat het jy gedoen. Maar ek wil vir sê, baie kere ga jy nie weer die geleentheid kry om terug te kom na die Here. Baie het verloor. Maar ek dink die vrou, sy was desperaat. Aangesien die vrou vir haar gesê het, jy man, ek kan nie meer kinders kry nie. Ek is klaar groot man. Wat 'n man gaan nog vir my nou soek en nou vir my 'n kleintjie gee. En as hy ook hy kleintjie nog lus het vir jou wat daar ook nog klaar is. Jy's ook nog klaar van eintlik van die boom af. Maar hoor die suster sê van die map af. Boom af. Maar if you desperate for God's things. Jy moet desperaat word vir die dinge van die Here. Die vrou uithou vermoë het. En toe sy nog die beste gekry, en waar kom dit uit? Toe kom Jesus uit hy geslag uit. Amen. Kom ons raak desperaat. Amen. Kom ons soek die Here nou in die tyd dat ons nou die Here moet soek. Yes. Jy kan nie nou vermoeigheid soek in alles nie. Soek nou die Here. Maar wat vir jou sê, hou aan daar wat jy sien. Jy kry nog pakslaag. Daar wat jy nog vermaan word, baie van ons wil mos nie vermaan word nie. Prys sy naam. Ek gaan jou nou my onderdom sê vanoggend. Ek is al 67, né? Maar ek kry nog pak. Ek kry nog pak. En ek moet bly by die pak slaan wat ek kry, Suster Roos, because dit hou my staande. Ek dink ek kon lank al weg van die Here af gegaan het.
Because sometimes die zaken zo zwaar als je pas als je het bak gekregen, dat is heel lekker zat. Je vraagt nou zomaar, als je niet gaat, kan je niet nou hier aanvallen. Niet als niks gaat, jij bent net bij die Heer. Ja, met die Heer blij. Amen. Amen. In de naam van Jezus. Amen. Kom de long tongue. Long tongue. Ja? Long tongue. Long tongue. Hey. Vijf en vers 6. Weggedacht. Ik is die Heer, jouw God. Zeg die Bijbel! Je mag geen ander goede voor een ander gezicht hebben. Voor mijn aangezicht, ja. Dat mag je niet doen! En niet voor een neerbuig niet. Want ik die Heer, jouw God, is jaloerse God. Nou, lieve van de Heer Jezus Christus, ik het op slecht ingeschreven vanochtend. Mijn broer, mijn juf, afgestemd. Dus een accident, accident. Ik zeg dankie voor die leiders, familie wat voor ons gebod heeft voor familie. En bij je zegt van, ik kan niet in de praten, maar ik ben dankbaar, Vader. Ja. Voor die Heer Jezus Christus. Die Bijbel zegt, is net genade. En genade heeft mij gedragen tot hiertoe. Amen. En daarom heb ik een dankbare hart voor die Heer. Ik zeg die Heer vanochtend, Vader, ik zeg Heer alsjeblieft, wil jij boodschap nou krijgen? Ik kan het niet kenmaken. Op pad krijg je boodschap. Rustig. Die Bijbel zegt, als je het lijkt, dan Yes. Peter zegt het in zoveel woorden dat iets vandaag bij je zegt. We gaan pas beginnen vragen voor ons te bidden. Vader, ons prijs in Jesus' naam. Kom naar mij te weten. We staan hier voor je paard. Halleluja. Dank je, Heer, ons prijs. Yes, mighty God. Heer, ons is vanmorgen zo dankbaar. Omdat je de kenner van je hart is en de toetsen van die nieren. Wil ik vanmorgen roep, Heer, op je troon van genade. Hier staat mijn broer vanmorgen bij je, Heer. En aan zijn hart weet ik vanmorgen. Is daar zeer en teleurstelling. Maar hier neemt vanmorgen zijn zwakke hand en zijn sterke hand. En die leeft op die weg van genade. En hier is zeer waar die dood geslaan op Heer. Kom hier vanmorgen als een God van genezing. En die raakt hem aan, halleluja. Met die hand, o Heer Jezus. Ik bid vanmorgen voor hem en zijn familie, lieve Heer. En al die goede familie van die man. Dat je hulle vanmorgen zal toeleggen onder die kostbare bloed. Heer, so baie dingen gaan hier in mensen gedachten. So baie dingen moet besluit worden, Heer. Maar vanmorgen is die kinder van die hart. En is die toetser van die nieren. Daarom kan ik vanmorgen van Niels voor u neerzet. En ik van vanmorgen neem zijn zwakke hand en die sterke hand, Heer. En stel hem op en lei om. Zoals nooit van tevoren niet. En Jesus machtige naam bij dank zeggen. Amen. Amen. We bless your name. Toevallig vraag ik vanochtend nadat ik gebid heb, wat precies betekent dra elkaar? Ik was zo aan het vragen voor jullie. Wat precies betekent bid van elkaar zodoende? Vervul jullie die wet van Christus. Maar ik sta grondelijk stil bij wat precies betekent. Wat verwacht je van ons aan het zijn? Dra elkaar zijn lasten. Want dus, eigenlijk skriften wat ik verwacht. Ik ga dat dan ook. Die dienst is nog op. Ik denk het. Ze specialist staat op en ze dient bij je bediening.
waar al die getuienisse is. Ek het een keer het ek, wat ek nog op die cassette was het al op die series, maar dan luister ek hierdie jong man, my geestesoorsinne is 'n jong man, wat sê dat, ek weet van die tyd wat die groot kerke getuienisse wil wegneem. En dit was in die tyd in gewees, en getuienisse is toen al weggeneem. Maar daar staan toe 'n grootmoeder op. Nou ek sien nie, maar ek skep vir myself 'n prentjie. Want hierdie man sê, en hierdie grootmoeder staan op, en sy vat uit jersey, en sy vou hom so om haar middel, en sy sê, ai Here, my getuienis is dan my behoudenis. En dit is vir my so kostelik, want ons getuienis dra ons deur. Ons getuienis herinner ons waar vandaan ons kom en hoe dat die Here vir ons deurgekom het. En as ons op die gereed geraak het om te getuig, dan sal ons die pad byste raak, want ons gaan vergeet wat die Here vir ons gedoen het. As ons 'n mylpaal wat ons oprig, en dit is vir ons kinders, as hulle hierso voorbykom, dan sal hulle, as al iemand op sy voete, dan sal ons Halleluja. Prys sy naam, maar jy kan nie van ver af kom en niks. Amen. Soetkies ook, maar amen. Voor Jesus naam, vir almal goed. En nou, ek kan nie die hele sprint sê nie, maar goed almal wat prys sy naam. En die wonderlike naam van Jesus. Die woord van die Here sê, die koppeling van die woord het bring lig. En dit maak eenvoudig as verstand. Ek laat die woord lees. Psalm 42 sê, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, waar is jou God? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing.